Ons staan voor U, Vader, en wanneer ons voor U staan met U woord, dan staan ons op heilige grond. Dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees hier. En lei ons nou om U woord te verstaan in Jesus' naam. Amen. Ons skriflesing is Genesis hoofstuk 3, vers 8 en vers 9. Genesis 3, vers 8 en vers 9, net daar die twee versies. En hulle, dit is Adam en Eva, het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwynkie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Vers 9, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Waar is jy? Amen. Hier in Sint-Pietersburg of Polokwane, wat is dit nou? Om weer hier saam met julle te wees, saam met julle te aanbid, baie aangenaam. Pietersburg is my geboortedorp. Ek is altyd bly om terug te kom. Ek is hier gedoop ook in die Adventiste kerk. Toe ek gebore is, was my ouers in die gereformeerde kerk. Maar toe ek, net so voor ek 17 is, toe is ek gedoop in die Adventiste kerk. My ouers het nooit Adventiste geword nie. Maar vanmôre wil ek met u praat oor Jesus of die Here vra, God vra. God vra vir ons. Wanneer die Here vra. Daar is 5 vrae wat ek vanmôre met u wil deurgaan. Vrae wat die Here vra. En u en ek moet antwoord. Wat ek daar gelees het vanmôre in Genesis 3 vers 8 en 9 in die skriflesing, is die vraag wat hy aan Adam en Eva gevra het. Adam veral. Nou mense vra. Mense vra baie vrae. Ek het die ander dag gehad, kindertjies het met my gevra, gesê, wanneer oom daar voor op die verhoog is, dan sien ek oom kruis nooit oom se bene nie. Hoekom? Was maar net 'n vraag. Ek sê nee, wanneer 'n mens daar op die verhoog is jy in die teenwoordigheid van die koning van die hemel en aarde, dan sit jy nie met gekruiste bene nie. Dan sit jy op aandag, jy sit gereed. Jy sit ook nie sommer so plat nie, jy sit so lekker regop, want jy's in sy teenwoordigheid. Die ander vraag wat hulle my gevra het, hulle sê, oom, ons sien wanneer oom kniel daarvoor, dan kniel oom nie op 1 knie nie. Party mense kniel mos op 1 knie, het hy gesien al. Hoekom kniel oom dan op 2 knieë? My antwoord was baie eenvoudig. Ek wil nie net die helfte van die seëninge hê nie, ek wil al die seëninge hê. 100%. Daarom kniel ek op 2 knieë. Toe ek 'n kind was, het my ma ook vrae gevra. Ek weet nie of ma's nog vandag vra nie, maar my ma het vrae gevra. Vrae wat belangrik was en sy het verwag ons moet antwoord. Nie dat ma nie geweet het wat die antwoord is nie, maar sy het verwag jy moet antwoord. Waar was jy gisterand? Sy het geweet ek het uitgegaan. Maar waar was jy gisterand? Maar wil weet waar was ek gisterand? Saam met wie was jy gisterand? Maat vraag gehad. Hoe laat het jy teruggekom? Sy het geweet hoe laat het ek teruggekom. Natuurlik het sy geweet. Sy het wakker gebly tot dit terug het. Ma het nie gevra omdat sy nie weet nie. Sy het geweet. Maar ma het gevra omdat sy my liefhet en net die beste vir my in gedagte gehad het. Sy wou nie ek met verkeerde maats omgaan nie. Sy wou nie ek met verkeerde dinge doen nie. Die Here vra ook vir ons vrae. En alhoewel die Here weet, verlang hy antwoorde van ons. Wanneer God vra, dan doen hy dit omdat hy ons liefhet. Kom ons kyk na hierdie 5 vrae. Dit is elke keer dat die Here vra, dan is dit hy wat vra. Dis nie 'n koning wat vra nie, dis nie 'n priester wat vra nie, dit is nie 'n profeet wat vra nie, nee, is die Here wat vra. Niemand kan my so lief hê as wat die Here my liefhet nie. Niemand kan nie. Die eerste vraag wat ons het, waar is jy? Jy gaan vind met al 5 hierdie vrae, elkeen van hulle het 'n spesiale betekenis. Die eerste een is oor my verhouding. My verhouding.
Nommer 2 gaan jy sien, is my vertroue. My verhouding met my Skepper, my vertroue in my Skepper. Nommer 3 is, waar is my fokus? Dis nommer 3. Nommer 4 is my behoefte. Wat is my behoefte? En ons almal se behoefte verskil. Sekerlik. En dan nommer 5 is my roeping. Dis die 5 vrae wat ons gaan deurgaan. Waar is jy? Adam en Eva was bevoorreg om in 'n volmaakte plek te woon. Geen sonde nie. Dit moet daarom lekker wees, né? Geen sonde nie. Daar was 'n boom van die lewe en daar was 'n boom van kennis van goed en kwaad. En het jy opgelet wanneer jy in die Bybel lees, God het vir Adam gesê, jy mag nie van daardie boom eet nie. Hy het nooit vir Eva dit gesê nie. Het jy dit gesien? Ek het gedink hy het dit vir Adam en Eva gesê. Nee, die Bybel sê dit het vir Adam gesê en Eva het seker maar by Adam gehoor daarvan. Maar sy het van daardie boom geëet, hulle het verkeerd gedoen. En toe besef hulle het verkeerd gedoen. Daar is altyd implikasies of komplikasies wanneer 'n mens dinge verkeerd doen. Is dit nie waar nie? Daardie aand toe kom Jesus, kom God die Vader, die Heilige Gees, om weer saam met Adam en Eva stilte tyd hou. Maar hulle is nie op hulle plek nie. Adam en Eva is nie op hulle plek nie. God het geweet waar hulle is. Maar die Here vra vir Adam, Genesis 3 vers 9, Adam, waar is jy? Wanneer jy dit aandagtig lees, dan lyk dit asof daar eintlik 'n traan in sy oog is, wanneer die Here vir hom vra, Adam, waar is jy? Ek mis jou. Dis hier waar jy behoort te wees, Adam. Waar is jy? Ons twee ontmoet elke dag hier. Eintlik al 3 van ons ontmoet elke dag hier om te gesels. Wat het gebeur dat jy vandag nie opgedaag het nie? Waar is jy, Adam? Ek wonder in die oggende, ons is hastig om te eet en werk toe te gaan, of die Here nie dan ook weer die dag vir ons vra, waar was jy vanmôre? Waar was jy? Ek was daar toe jy stilte tyd moes gehou het. Waar was jy? Hoekom was jy nie daar nie? Ek het jou gemis. En daar, as ek jou mis, as ons nie daardie stilte tyd het nie, is daar komplikasies deur die dag. En ek wil nie hê jy moet komplikasies hê nie. Ek wil hê dit moet goed gaan met jou. Waar is jy wanneer die Sabbat begin? Wanneer die son daar in die weste ondergaan, waar is jy? Of is jy nog besig vir die volgende 20 minute of 'n halfuur of selfs langer om eers die laaste dingetjies reg te kry? Die huis moet netjies wees, want môre kry ons nog mense ook. Waar is jy wanneer die son daar in die weste ondergaan, wanneer die Sabbature begin? Waar is jy? Waar is jy wanneer die Sabbat eindig? Waar is jy dan? Of sit jy al van 3 uur die middag af en wag dat daai son moet ondergaan, dat jy vanaand jou eie dinge kan gaan doen? Waar is jy? Ek wil vir jy sê vanmôre, as ek sit en wag dat die son moet ondergaan op 'n Sabbatmiddag, Saterdag aand, as ek die ure tel en kyk die minute tel en kyk wanneer gaan die son onder, dan is ek nie 'n 7de dag Adventis nie, dan is ek 'n sonaanbidder. Ek bid dat die son moet ondergaan. Kom ons maak die Sabbat 'n plesier. Mense, dis die grootste plesier wat daar is. Kom ons maak dit 'n plesier. En laat die Here nooit vir my vra, nooit vir jou vra, waar is jy? Wees op jou plek, wanneer dit by geestelike dinge kom, veral. Kom ons kyk na die tweede een. As die verhouding gaan, ons kyk na die tweede een. Daar is hy. Wat maak jy hier? 1 Konings 19 kry ons die verhaal van Elia. Elia was 'n baie dapper man gewees. Onverskrokke. Hy het gebid en vir 3,5 jaar het dit nie gereën nie. Die volk het in sonde geval. Hulle het 'n koning gehad wat met 'n persoon gaan trou het en met 'n vrou gaan trou het wat aan 'n Baal-aanbidder was. 'n sonaanbidder was. 'n koning van Israel gaan trou met 'n vrou wat sonaanbidding doen.
En vir 3,5 jaar reën dit nie. Toe op 'n dag, toe sê Elia vir koning Agab, hy sê vir hom, jy is die beroerder van Israel. Hulle gaan daar na Karmel, daar het hulle altaar gebou, hy het hulle daar die Baalpriesters, 450 van hulle, as ek reg onthou, laat hulle daar 'n altaar bou en laat hulle offer bo op die altaar sit. Hy sê, nou bid julle, dat julle songod hom aan die brand steek. Daai offer brand. Niks het gebeur nie. Daardie 450 manne kruip daar rond. Hulle bid, hulle het nie eens nader aan seer, maar niks gebeur nie. Die offer bly maar net so. Toe word dit tyd dat Elia sy offer bring. Hy sê, nou goed, neem nou weg julle goed, ek sit my offer hier op. Kom gooi 'n bietjie water daarop. Gooi sommer 'n klomp kanne water daarop. Sodat daai hout nie kan brand nie. Toe bid hy en die Here steek daar die offer aan die brand. Hierdie Elia was 'n dapper man gewees. Niks kon hom keer nie. Toe hy daar die 450 profete laat doodmaak het, sonaanbidders. Toe kom Isebel, daar die goddelose koningin, en sy sê, nou soek ek jou lewe. En Elia hardloop. Hy vlug daar in die woestyn in. Hierdie dapper man, wat daar op Karmel so dapper was, vlug daar in die woestyn en weg van 'n vrou af, wat hom sê, ek soek jou lewe. Soos wat jy daai Baalprofete doodgemaak het, gaan hy jou doodmaak. Hy vlug na daardie afgeleë plek, en daar kry die Here hom. Die Here sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? Jy is mos nou op die verkeerde plek. Jy behoort mos nie hier te wees nie. Jy is daardie dapper man wat daar op Karmel vir my gestaande getuig het. Waar is jy nou? Die Here bring ons baie keer in 'n situasie waar ons moet getuig, dan vlug ons. Ons het 'n ritsluier in ons mond en ons sê nie 'n woord nie, ons maak net dat ons wegkom. Elia, wat maak jy hier? Wat het van jou vertroue in my geword, Elia? Vertrou jy nie meer jou Skepper nie? Vra die Here ook soms vir jou en vir my, wat maak jy hier? Omdat ek op 'n verkeerde plek is. Ek is nie waar die Here wil hê ek moet wees nie. Kom ons kyk na die derde een. Die derde een is, ek weet nie of jy dit duidelik kan sien nie, wie soek jy? Ons weet Jesus is gekruisig, gesterwe aan die kruis, en toe is hy begrawe in 'n leë graf, nuwe graf waarin niemand nog ooit begrawe is nie. En daardie Sondagoggend kom Maria en nog van die vroue om sy liggaam te salf. Toe daar kom is die klip weggerol. Die liggaam is nie daar nie. Die vroue het pad gegee behalwe Maria, sy het daar gebly. Sy het daar op haar knieë gesak en sy het begin huil. En sy gewaar daar is iemand en sy sien hier is 'n man so deur haar trane en sy herken hom nie. Hy vra vir haar, wie soek jy? Sy sê, meneer, as jy hom weggeneem het, sy het gedink, is dit hy nie, as jy hom weggeneem het, sê vir my waar hy is. Ek weet van 'n graf wat hy leeg gemaak het, my broer Lazarus se graf, ek sal hom daar gaan bly. Toe praat Jesus met haar. Vriende, wie soek jy? Soek jy werklik die Jesus wat gehelp het met die skepping van die hemel en die aarde? Soek jy werklik die God van die waarheid? Wie soek jy? En waar soek jy hom? Sy het hom daar op die verkeerde plek gaan soek. Sy het hom daar gaan soek waar die mense begrawe is. My God lewe. Ek het genoeg getuienis in my eie lewe gesien, dat hy lewe. Ek het nie nodig om te twyfel nie. Lewe jou Jesus vanmôre, of soek jy hom op die verkeerde plek? Ek raak so koud hier om my hart baie keer, wanneer ek sien hoe verslaaf mense raak aan televisiestories.
Waar soek ek vir Jesus? Soek ek dit in daardie gemors wat op televisie opgedis word? Waar soek ek hom? Waar soek ek hom? Jy weet daardie dinge, wanneer 'n mens daai dinge uit jou lewe uitverban, dan gaan jy vind jou geestelike lewe begin sommer groei. Terwyl 'n mens daarna kyk, besef jy nie, maar jy gaan al verder en verder en verder agteruit. En die Here vra vir jou, wie soek jy? Wie soek jy? Waar is jou fokus? Kom ons kyk na nommer 4. Nommer 4 is die verhaal van 'n man met die naam van Bartimeus. Het ons nommer 4 daar, ja. Bartimeus, hy daar by die poort van Jerigo gesit, en elke dag het hy maar daar gesit en gevra vir 'n geldstukkie. Hy was blind, hy kon nie werk nie, hy kon nie 'n normale lewe lei nie. En terwyl hy eendag daar sit, hoor jy maar hier is vandag daarom 'n geweldig baie voetstappe wat hier verby gaan. Hy roep uit na iemand wat naby hom is en hy sê vir my, een van julle, sê vir my, wat is vandag besig om te gebeur? Ek hoor hier is baie mense. En toe antwoord iemand op en sê vir hom, Jesus van Nasaret is hier. Jesus van Nasaret is in Jerigo. Onmiddellik kom daar aan hom die hoop. Dit is die man wat my kan help. En hy roep uit, hy sê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. En hulle maak hom stil, en sê vir hom, is 'n belangrike man. Moenie so skree nie. En hy skree nog harder. Jesus, seun van Nasaret. Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Wees my barmhartig. Jesus hoor hom. En hy sê vir die mense, staan stil, bring daai man wat geroep het na my toe. En toe Bartimeus daar voor hom kom, toe vra hy vir hom, wat wil jy hê wat ek vir jou doen? Dit klink na 'n baie dom vraag, is dit nie? Dis 'n blinde man, daar is net een groot begeerte wat hy het, en dit is om te kan sien. En dit is wat Bartimeus gehad het. Maar ons moet vir Jesus sê wat ons behoefte is. Hoe voel jy hier binnekant? En Bartimeus het gesê, Here, dat ek kan sien. Wat wil jy hê? Here, dat ek kan sien. En ek wonder wie se gesig was die eerste wat hy gesien het toe sy oë oopgegaan het. Hy het in Jesus se gesig vasgekyk, ek is seker daarvan. Om te kan sien, wat wil jy hê? Ek wonder wat sou jou antwoord en my antwoord wees as die Here vanmôre vir ons moet vra, wat wil jy hê? Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Here, gee vir my 'n miljoen rand in die bank, of gee vir my so en so motor, of gee vir my so en so. Is dit wat ons sou vra? Ek weet nie. Maar Here, binne in my glo ek die regte ding sou wees om te sê, Here, dat ek kan sien, dat ek die volle waarheid kan sien, dat ek nie nodig het om te twyfel nie, ek weet wat waarheid is. Hier is u woord, gee dat ek sal sien wat u in die woord vir my nagelaat het. Here, maak my 'n gewer, nie 'n ontvanger. Ons wil graag net ontvang, dit is maar die menslike neiging, is dit nie? Maar kom ons wees 'n gewer, kom ons maak elkeen se lewe met wie ons aanraking kom, ons is 'n seën vir elkeen. Ek het 'n gewoonte nou, ruk terug al begin, 'n paar jaar nou al. Wanneer ek by 'n publieke plek kom, daar in die stede het ons die groot mall. Gaan jy na die mall toe, gaan doen jy jou inkopies. Dan wanneer jy behoefte het, gaan jy daar na die man se toilet geriewe toe. En hier staan 'n man en hy is besig met 'n mop, hy is besig om die vloer skoon te maak. Wat baie belangrik is. Dan klop ek hom op sy skouer en ek sê vir hom, baie dankie dat jy die plek so mooi skoon maak. Daai glimlag, ek het al sulke mooi glimlagte gekry. Dis of jy daai man 100 rand gegee het, so bly ons hy. Wees 'n seën vir elkeen met wie jy in aanraking kom. Kry 'n glimlag op sy gesig. Mense loop met verskriklike laste rond. Here vra vir ons, wat wil jy? Here, dat ek ander mense gelukkig kan maak. Maak my 'n seën vir ander mense. Dis wat ons vir die Here moet sê. Goed, kom ons kyk na nommer 5. Nommer 5 is oor my roeping.
Kyk daar na Jesaja hoofstuk 6 en ons gaan dit lees. Jesaja hoofstuk 6. Hier in Jesaja kry jy die verhaal van Jesaja wat 'n gesig gehad het. Lees van vers 1 af. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy so met die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here, die God van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vervul. Dat ek net daar so 'n oombliekie stil staan. Merk jy op, hy sê heilig, heilig, heilig. Nie net heilig, 3 keer heilig. 'n Jood vra vir 'n adventis, hy sê vir hom: as daar een ding is wat my oortuig, dat julle waarheid wat julle verkondig reg is dit hierdie versie. Vader, Seun, Heilige Gees, heilig, heilig, heilig. Vers 4. Die druppelposte het gebewe van die geluid van die roepers. Die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê: wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het. En my mond daarmee aangeraak en gesê: kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: wie sal ek stuur? Dis die vraag. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Here, hier is ek, stuur my. Ek weet jy sê by jouself, maar ek kan nie uitgaan en die evangeliewerk gaan doen nie. Ek is nie aangelei daarvoor nie. Ek het ook so gevoel. Ek was 'n mechanic, dis waarvoor ek opgelei is. Dis my opleiding wat ek gehad het. Ek is 'n mechanic. Maak karre reg. En toe die Here vir my sê: wie sal ek stuur en wie sal gaan? My verskonings was baie 'n lang lys gewees, 'n baie lang lys. Maar die Here, asof hy daardie lys weggevee het en my gesê het: wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Ek is nie jammer dat ek gesê het: hier is ek, Here, stuur my nou. Wanneer my verhouding met my Skepper reg is, wanneer ek my geestelike lewe bring op die plek waar die Here dit wil hê, wanneer ek Jesus op die regte plek soek, wanneer dit my hoogste begeerte is om te kan sien, die waarheid te sien, en die mense daar buite te sien wat soekend is na waarheid, om elke persoon as 'n kandidaat vir die hemel te sien, dan is ek gereed om deur God gebruik te word. Dan kan God my 'n seën vir ander mense maak. Dan sal ek die vreugde van verlossing ervaar. En mense, daar's nie 'n groter vreugde as wanneer jy daar sit en daar in die doopbad gaan iemand deur die water en jy weet jy het daai persoon gekontak en daai persoon na die Here toe gelei. Daar's nie 'n groter vreugde. Die geld kan dit nie koop nie. Dit is onmoontlik. Geld kan dit nie koop nie. Vir Adam het die Here gevra: waar is jy? Vir Elia het hy gesê: wat maak jy hier? Vir Maria: wie soek jy? Vir Bartimeus: wat wil jy hê? Vir Jesaja het hy gesê: wie sal ek stuur? Ek gaan jou 'n verhaal vertel. Baie eenvoudige persoon, eintlik 'n matroos. Ek dink julle is bewus daarvan, die matrose het 'n besondere taal wat hulle praat, is dit nie? Hulle taal is maar baie krom en skeef. Hierdie man, sy naam was Abraham Leroux. Abraham Leroux het op die skepe gewerk as 'n matroos, jarelang. En hier op die ouderdom van 64 ontdek hy die waarheid. Ek weet nie heeltemal hoe hy dit ontdek het nie. Maar hy gaan toe daarna sy skepskaptein en hy sê vir hom: ek kan nie langer hier werk nie. Behalwe vir die atmosfeer op die boot, op die skip, is dit tog nie, en ek wil nie Sabbat werk nie. Toe hy in Amerika kom, en hy's Amerikaner gewees, toe hy daar kom het hulle hom van die boot afgesit, hy het bedank, hy's klaar, hy nie meer 'n matroos nie. Hy het geld nodig gehad, hy moet kan lewe. Hy het daarna 'n plaas toe gegaan en die plaasboer het hom gehuur as 'n skaapherder. Hy het die skape opgepas.
En daar agter die skape het hy geloop en vir homself gesê, Abraham Leroux, hoeveel keer het daardie boot waar jy opgewerk het, daar vasgemeer in Hongkong? Dan moes julle 2 dae, partykeer 3 dae wag dat die boot eers gelaai word voor julle kon verder gaan. Daar het jy gesien hoeveel mense is daar wat die Here nie ken nie, wat hierdie waarheid nie ken nie. Abraham Leroux, wie sal ek stuur, wie sal gaan en daar die waarheid vir daai mense gaan neem? Hy het natuurlik verskonings gehad. Here, ek kan nie taal nie praat nie. Hoe sal ek gaan? Ek het nie opleiding nie. Wat sal ek maak? Maar Abraham Leroux het oortuig geraak dat hy moet Hongkong toe gaan. Hy het daar na die wêreldkonferensie toe gegaan, wat nie baie ver was van waar hy gewerk het nie. En hy het vir die komitee gevra, hy sê, broeder, stuur my as 'n sendeling na Hongkong, asseblief. Ek weet ek is nie opgelei as 'n sendeling nie. Ek is opgelei as 'n matroos. Maar stuur my as 'n sendeling. Vra hulle vir hom, hoe oud is jy? 64. Nee, jy is te oud. Ons kan nie 'n man van 64 stuur nie. Wêreldkonferensie mense weet nie dat 64 nie oud is nie. Hy het 3 keer gegaan. En elke keer het hom geweier. Toe gaan hy huis toe en hy pak vir hom sy persoonlike goedjies in, so seker sy tandeborsel en seep en wat ook al, 'n paar bietjie klere. En hy vat 'n ander groter sak en hy pak daar 'n klomp leesstof in. Waaruit gevulde leesstof? Daar gaan wel mense wees wat Engels kan lees in Hongkong, hy weet dit. Nie almal nie, maar daar gaan wees. Hy pak dit en hy het baie meer leesstof gehad as wat hy sy eie persoonlike goedjies gehad het. Hy sê af na die hawe toe. Hy het geweet, een of ander tyd gaan daar 'n boot verbykom waarop hy gewerk het, waarop hy die kaptein ken. En dit het ook so gebeur sommer daai selfde dag nog. Hy vat dat toe vir die kaptein, kan jy my met jou boot Hongkong toe neem asseblief? Hy sê ek het nie geld om te betaal nie, maar hy sê nee, ken jy kan, daar's werk wat jy kan doen op die boot, so jy kan jou pad betaal Hongkong toe. Abraham Leroux is Hongkong toe. Dit was 1888. 1888. Vir 12 jaar het hy daar in 'n kamertjie gebly. Probeer met mense kommunikeer en die waarheid met hulle deel. Hy het so 'n passie gehad vir die waarheid, dat hy nie kon stil bly nie. En hy het mense gekry wat Engels kon verstaan, en hy kon die waarheid met hulle deel. 1903, 15 jaar nadat hy daar geland het, skryf hy vir die wêreldkonferensie, stuur vir my 'n predikant asseblief. Ek het 15 mense wat reg is om gedoop te word. Om 15 jaar geneem om hulle te kry. Maar het hulle gekry. Abraham Leroux was die eerste adventis wat in die ooste, in die verre ooste, 'n adventis was, die eerste kerklidmaat. As Abraham Leroux vandag moes opstaan, hy's nog daar, hy's begrawe daar. Hy het 'n briefie gelos in sy Bybel en gesê, julle begrawe my in Hongkong. Ek het sy graf gaan sien, hy's daar. As hy vandag moes opstaan en hy kon rondom hom kyk, dan het hy 2.037 adventiste in die verre ooste gesien, die area waar hy gewerk het. Omdat hy in 1888 geluister het, gesê het, Here stuur my, ek sal gaan. Ek weet ek is nie opgeleid, maar ek sal gaan. Is daar vandag 2.037 adventiste in daardie gebied. Wie sal ek stuur? Waar is jy? Kom ek lees vir jou 'n gediggie. Waar is jy, het God gevra. Jy word gemis deur my. Ek wil help jou las te dra, tot jy oorwinning kry. God vra dan weer, wat maak jy hier? Is jy dan iemand se slaaf? Ek het jou geskep vir my plesier. Wees op jou pos, wees braaf. Wie soek jy hier waar dooies bly? Ek leef, ek het opgestaan. Jy sal my nie by die dooies kry, ek het die dood oorwin, ek het die weg gebaan. Wat wil jy hê? Maak oop jou hart. Vra net en ek sal gee. My Heer, ek wil tog so graag sien die waarheid wat U leer. Wie sal ek stuur en wie sal gaan om met ander te gaan deel die waarheid wat in krag bestaan, die waarheid in geheel. En mense hier in hierdie dorp, of noem mense dit 'n stad,
is daar mense wat die waarheid baie, baie, baie nodig het. Ek sê nie, jy moet nou alles oppak en sê, goed, nou is ek 'n sendeling, en nou gaan ek kom toe nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar elke persoon met wie jy in aanraking kom, al is dit net daardie vriendelike glimlag. Jy weet, wanneer die Here vir ons sê, ons moet gaan vrugte dra, Johannes 15, die wynstok en die lote, die lote dra vrugte. Wat is daardie vrug wat die Here wil hê ons moet dra? Galasiërs 5 vers 22 sê dit vir ons, liefde, vrede, en dan noem hy hulle so op 'n ry af, is dit nie waar nie? Dis die vrugte wat die Here wil hê ons moet dra. Ons moet ander se las ligter maak, en hulle sal begin vra. Maar jy het iets wat ek nie het nie, vertel my meer. En u gaan mense kry wat begin kerk toe kom as gevolg. Mag die Here ons seën. Dink aan hierdie 5 vrae. Amen. Hemelse Vader, wat ons nou gesing het, is die gebed van ons harte. Gee dat ons ernstig daaroor sal wees, Here, ons swak hand in die sterke hand sal hou, dat u ons gaan gebruik om ander mense tot u kennis en u waarheid te bring, asseblief. Ons vra dat u sal sien. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met ons wees en met ons bly. Amen.